Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons erediens vanoggend. Mag dit vir ons elkeen 'n goeie belewenis ook wees, hoe God met ons besig is vanoggend hier. En mag ons dit wat ons hier kry vanoggend met ons saamneem. Die oë van die Here is op die regverdiges, sy ore op hulle hulp geroep. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit 1 Konings 19 verse 1 tot 15. Die opskrif hier is Elia vlug vir Isebel. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê: "Mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie." Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: "Nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie." Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê: "Word wakker, eet." Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê: "Word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word." Toe staan hy op en hy eet. En deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy antwoord toe: "Ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het U altare afgebreek en U profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring." Maar die Here sê vir hom: "Kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan." Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord: "Ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het U altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring."
Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskuswoestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Hasael salf tot koning van Aram. Ons lees net tot sover. Elke mens wat die woord van die Here hoor, en elke dag ook daarvolgens gaan lewe, is 'n gelukkige mens. Broers en susters, kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend as u gemeente voor u kan stil raak. Dankie Here dat ons u kan loof en prys as die God van ons lewe, die enigste een. U is die almagtige en die ewige God. U was van altyd af daar, en u sal ook, Here, nog vir altyd daar wees. Ons verstaan u nie aldag nie. Ons wonder soms, Here, oor u, oor hoe u optree, oor wat u doen. Maar genadiglik wys u vir ons tog genoeg van uself, om te weet dat ons met u te doen het, en u met ons. U wys vir ons genoeg van uself, Here, dat ons u kan ken, dat ons u kan bely, soos Thomas dit gedoen het, my Here en my God. Here, wanneer ons voor u stil raak vanoggend, is dit ook met harte wat seer is, want een van ons gemeente se lidmate, een van ons huisgesin, is die afgelope week oorlede. Here, en daar vra ons dat u asseblief ook daardie familie sal troos, dat u hulle sal regophou met u liefde, dat u vir hulle kalmte en rustigheid sal gee, maar ook die geloof en die sekerheid, Here, om te weet, die dood is wel die einde van ons aardse lewe, maar nie van die lewe nie, want ons gaan lewe verder by u. Ons bid vir elke lidmaat, Heer, elkeen wat siek is, elkeen wat bekommerd is, elkeen wat 'n klomp dinge binne in hom of haar saamdra wat seer maak, waaroor ons nie altyd wil praat nie. Ons bid dit, Here, van u af, want u is die God van ons lewe, u verhoor ons gebed, en u is die een wat vir ons gee wat ons nodig het. Wil u dit nou stil maak in ons? Wil u, Here, ons harte ontvanklik maak vir die woord, en wil u vir ons 'n oor gee om te luister. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Die teks vir die prediking is 1 Konings 19 vers 10. Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Broers en susters, die gebruik het bestaan onder ons mense in die verlede, dat wanneer 'n geliefde sterf, dan dra 'n mens 'n swart rouband om jou arm. En daarmee het jy vir die wêreld iets gesê. Jy daarmee vir die wêreld vertel dat jy 'n onbeskryflike seer hier binne in jou het. En omdat ander dit kon sien, het hulle dit in 'n mate ook verstaan.
daar is met jou gesimpatiseer. Jou werkgewer het verstaan, jy kon afkry van die werk af, om te gaan doen wat jy moet doen. Die wêreld het gesien, jy het op 'n manier vir die wêreld vertel, dat jy stikkend is binne. In die tyd van die Ou Testament, was daar ook so 'n gebruik. Wanneer mense gerou het, dan het hulle klere geskeur. Hulle het as op hulle kop uitgegooi. Hulle het hulle self nie versorg vir 'n tyd lank nie. Sodat ander mense kon sien dat hulle rou. Dat hulle 'n groot stuk seer hier binne in hulle saamdra. En mense kon met hulle simpatiseer. Mense kon hulle dienooreenkomstig behandel. Die wêreld waarin ek leef, die mense tussen wie ek elke dag saamleef, het dus iets van my seer raak gesien, omdat ek dit vir hulle op 'n manier vertel het. Ek kon voel dat mense my in ag neem. Ek kon voel dat mense my op 'n sekere manier hanteer, omdat hulle wil troos, want hulle weet, ek het seer. Hierdie gebaar van die samelewing het vir my tyd en ruimte gegee om my seer te kan hanteer. My tyd gegee dat ek kan beter word, om later dan weer my plek in die samelewing te gaan volstaan. Wat doen ons vandag met ons lyding en met die seer wat ons hier binne in ons saamdra? Wat ons partykeer ook stikkend laat binne. Ons hou dit hier binne. Ons vertel dit vir niemand nie. Die belangrikste vir ons is om te sorg dat niemand daarvan weet nie, want net nou, dan dink die wêreld, ek kan nie hanteer wat op my pad kom nie. Ons hou dit binne in ons. En hoe langer ons dit doen, hoe swaarder en hoe seerder word dit. Dit neem naderhand my hele lewe oor. Want dit word al waaraan ek dink, van vanmôre tot vanaand. En soms laat dit my nog wakker lê deur die nag ook. Elia ervaar 'n klomp seer en swaar kry. Om die waarheid te sê, hy vrees vir sy lewe, want die belofte is aan hom gemaak, dat hy môre teen hierdie tyd nie meer sal leef nie, omdat hy al die Baal-profete om die lewe gebring het. Met sy vrees vlug hy. Toe hy in Berseba kom, waar hy nog steeds nie veilig is nie, toe los hy sy slaaf daar, en hy vlug nog verder, 'n dagreis ver, die woestyn in. En daar gaan rus hy, onder 'n besembos. En dan doen Elia vir die eerste keer, dit wat ons nie graag doen nie. Ons hou ons seer, en ons swaar kry binne in ons. Elia besluit, hy gaan met God praat, oor dit wat hier binne in hom aan die gang is. Hy besluit, om iets van sy seer, uit te pak hier voor God. Maar hoe doen hy dit? Hy is versigtig wanneer hy dit doen. Want hy sê nie alles nie. Hy sê vir God, dit wat hy dink genoeg is. Here, ek is nou moeg. Ek kan nie meer nie.
Maak 'n einde hieraan, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Hy doen dieselfde as wat Moses gedoen het in Numeri 11. Toe die volk die heeltyd by Moses kla oor alles en nog wat. En so 'n stapie verder gaan en maak dat alles wat met hulle gebeur, wat sleg is, eintlik Moses se skuld is. En dan kan Moses nie meer nie. En dan gaan pak ook hy dit voor die Here uit en hy sê, as u so met my wil maak, kan u my gerus maar om die lewe bring, as u my goedgesind is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. Wanneer Elia vir die Here vra om 'n einde aan sy lewe te maak, dan dink hy terug aan hoe dit was in die verlede. Hier was 'n volk wat vir God aanbid het, wat moeite gedoen het daarmee om hom te aanbid en gehoorsaam aan hom te lewe. Maar mettertyd het hulle al hoe minder geword en hulle het vir God begin eenkant toe skuif. In die plek daarvan het hulle na die Baal-profete geluister en het hulle afgode begin aanbid. En so het God stadig aan uit hulle lewens uit verdwyn. En dan vra Elia vir die Here, maak 'n einde aan my lewe, want ek kan nie daar wees waar u nie is nie. Ek kan nie leef tussen mense wat sê hulle soek u nie. Hulle aanbid eerder afgode. As u nie daar is nie, dan wil ek nie daar wees nie. Maak dan maar 'n einde aan my lewe. Dit is hoe Elia sy nood voor God verwoord. Hy doen dit versigtig, deur nie alles te vertel nie. Hy dink wanneer hy dit sê, dit genoeg sal wees, dat God dit verstaan. Miskien is hy bang, om die volle waarheid vir God te vertel. Dalk is hy skaam, en daarom stop hy hier. Nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. En dan doen God presies die teenoorgestelde van dit wat Elia vir hom vra. Hy gee vir hom kos en water. En dan eet Elia en hy gaan lê weer. Moedeloos en hopeloos lê hy en wag dat God nou doen waarvoor hy gevra het. Maar dit gebeur nie. Dan besluit Elia, hy sal verder moet vlug, want sy lewe is steeds in gevaar. En dan loop hy vir 40 dae en 40 nagte die woestyn in. Met ander woorde, hy loop vir nog 40 dae met hierdie seer binne in hom. Vir nog 40 dae loop hy en worstel. En 'n mens weet wat doen jou kop met jou, as jy worstel oor 'n ding. Dit hardloop allerhande draaie. Jy maak jouself allerhande dinge wys. 40 dae nog ervaar Elia dit. En nou gee die skrywer van 1 Konings iets weg van waarheen Elia op pad is. Hy is op pad na die berg Horeb, die berg van God. Hy is op pad na die plek waar die mense van die Ou Testament geglo het God teenwoordig is en waar hy homself aan jou bekend maak op die berg. Met ander woorde, Elia is op pad na God se teenwoordigheid toe. Maar wat doen hy wanneer hy daar aankom? Hy gaan in 'n grot in. Dit is eintlik 'n poging om in die teenwoordigheid van God vir God te gaan wegkry. Dalk doen Elia dit
omdat hy skaam voel oor dit wat hy hier binne in hom saamdra. Die vrees, die bekommernis, die seer kry. En dan gaan soek God hom. En hy kry hom, daar waar hy vir hom wegkry. Wat maak jy hier, Elia? En dan is dit asof Elia breek. Dan begin hy om alles hier voor God uit te pak. Hy is nou nie meer bekommerd of hy die verkeerde ding voor God sê nie. Hy is nie meer bekommerd of bang of skaam nie. Hy gaan met God praat en hy sê reguit vir God wat dit is wat hom pla. Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. En dan beveel God vir Elia om uit die grot uit te kom. Want hy wil daar verbygaan. Dit beteken dat God homself nou op so 'n manier aan Elia wil bekend maak, dat daar by Elia geen twyfel bestaan oor wie dit is met wie hy hier te maak het nie. En dan vra God weer: Wat maak jy hier, Elia? En dan antwoord Elia dieselfde. Hy maak weer sy hart leeg voor God, deur vir hom alles te vertel wat in sy gemoed aangaan, sonder om enige iets weg te steek. En nadat Elia die eerlike antwoord vir God gegee het, oor wat in sy gemoed aan die gang is, wat sy probleem is, wat dit is wat hy hier binne in hom dra, waaroor hy teleurgesteld is, dan kry hy 'n antwoord van God af, wat hy nie wou hoor nie. Hy sê dalk eerder wou hoor, dat God vir hom sê, jy's reg. Jy het alles ingesit van jou kant af. Jy het met ywer gewerk vir my saak. Gaan rus nou. Jou lewe is veilig. Maar wat Elia eerder hoor, is God wat vir hom sê, draai in jou spore om. Gaan terug na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. In plaas van die antwoord wat hy graag sou wou hê, kry hy 'n opdrag van God. Word hy teruggestuur na waar hy vandaan kom. Wat doen Elia dan? Hy draai om, gehoorsaam aan God. Hoekom? Want hy vertrou vir God. Hy het sy hart leeg gemaak voor God. Hy het vir Elia gehelp. En hy help hom nou weer, om weer rigting in sy lewe te kry. Hy is nie nou meer dieselfde Elia van 40 dae gelede nie, wat vir God gevra het, maak 'n einde aan my lewe nie. Toe Elia se hart leeg is, toe hy sy hart kon leegmaak voor God, en God het geluister, gaan Elia aan met sy werk. Gaan salf hy vir Hazael as koning van Aram. En so begin die gety draai, dat God weer aanbid sal word, as die enigste God, in plaas van afgode. Elia kry weer moed, hy kry weer hoop, hy word weer 'n instrument in God se hand, nadat hy met God gepraat het, oor die seer, wat hy hier binne in hom saamdra. Sy seer wat hy gedra het,
het hom naderhand blind gemaak vir God en sy teenwoordigheid in Elia se lewe. Jare later, jare na Elia, is daar nog iemand wat van sy eerste lewensoomblik af seer ervaar en lyding. Kort na sy geboorte, het hy saam met sy ouers vlug, omdat Herodes hom wil doodmaak. As kind, lees ons in buite Bybelse bronne, wou niemand met hom speel nie, want hy was anders as hulle gewees. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes daag hom voortdurend uit met strydgesprekke, om skande oor hom te bring, om hom uit te vang dat hy dalk iets verkeerd sê en hulle van hom kan ontslaa raak. Hy word uit sy eie dorp Nasaret weggejaag. Selfs sy eie disippels verstaan nie wat hy vir hulle probeer leer oor die koninkryk van God nie. Dit is van die dinge, broers en susters, wat Jesus ook binne in hom, saam met hom gedra het. Dinge wat in sy gemoed moes wees. Hy kon met niemand daaroor praat nie, want niemand het verstaan nie. Niemand verstaan wat dit beteken, wanneer hy vir hulle sê, dat hy die seun van God is nie. Sommige dit beskou as godslasterlik. Niemand verstaan, wanneer hy vir hulle die verskil probeer verduidelik, oor die koninkryk van God, en die koninkryk van die wêreld nie. En dan, op 'n donderdag aand, word dit vir hom ook te veel. En hy besluit, dat hy met God gaan praat hieroor. Hy los sy disippels, en hy gaan bid eenkant alleen. En daar, pak hy dit wat in sy gemoed lê, eerlik uit, voor God. Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Die antwoord wat Jesus kry, net soos die wat Elia kry, is nie die antwoord wat hy graag sou wou hê nie. Hy loop steeds op die lydenspad. Want ure later word hy gemartel en hy word gekruisig. Maar hy bly gehoorsaam aan God om hierdie pad te loop wat voor hom uitgestrek lê. Anders as in die geval van Elia, is dit nie hy self wat hierby baat en hy kan met sy lewe aangaan nie. Sy lyding loop uit op sy dood. Hy sterf aan die kruis, in my en jou plek, sodat ek en jy kan baat vind, by dit wat hier gebeur. Wat meer is, 3 dae later staan hy op uit die dood, sodat ek en jy, eendag deur die dood, na God toe kan gaan, en daar kan gaan leef, vir ewig. Broers en susters, ek en jy loop almal met hierdie dinge binne in ons, wat ons nie altyd vir almal wil vertel nie. Ons is skaam, want wat gaan mense van ons dink? Ons is bang wat mense van ons dink, en soms voel ons ook so, oor wat gaan God van my dink? Dan hou ons maar aan. Ons ignoreer dit, dis nie so erg nie. Ek sal wel daardeur kom. So kom ons onsself en die mense vir wie ons lief is te na, met hierdie goed wat ons binne in ons saamdra. Dit versier naderhand ons verhouding met hulle vir wie ons lief is.
dit neem ons lewens oor. Nie net Elia nie, maar ook Jesus, wat mens was soos ek en jy, maar wat ook God was, leer vir ons om met God te gaan praat oor daardie dinge wat hier binne lê en seer maak. Gaan vertel vir God wat jou pla. Maak jou los daarvan. Laat dit gaan. Want as ek met God daaroor praat, vir hom vertel hoe seer ek het en hoe kwaad ek is, kan ek dit laat gaan en ophou om daaroor te top en toe te laat dat dit my lewe oorneem. Ek kan dit doen omdat ek hom ons vertrou dat hy vir my die beste wil hê. Die versekering, broers en susters, dat God vir my die beste wil hê, kry ek in sy antwoord toe Jesus gevra het dat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Dit het nie gebeur nie. Omdat God my en jou oneindig liefhet, onbeskryflik liefhet, en hy nie wil hê ons moet hierdie dinge hier binne in ons opkrop en dit so gewoond raak dat ons dit later maar aanvaar as dit moet so wees. Ons moet met hom gaan praat daaroor. Jesus het met God gaan praat oor dit wat binne in sy gemoed is, waaraan hy swaar gedra het, wat hom seer gemaak het. En hy het dit gedoen sodat ek en jy dit ook kan gaan doen. Wees eerlik met God. Vertel vir hom wat hier binne in jou lê, wat jou seer maak. Daardie dinge wat jy vir niemand anders wil vertel nie, wat dit ook al mag wees. Hy het jou lief. Gaan praat met hom en vertrou dat hy jou die beste leiding sal gee. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons kan bid. Dankie Here dat ons met U kan praat. Met U kan praat, Here, oor enige iets. Ook oor daardie dinge wat binne in ons gemoed lê, waarvoor ons dalk skaam kry. Wat ons dalk vir ander en ook vir U probeer wegsteek. Ons het vroeër in ons lied bely dat U sien dwars deur ons. U ken ons. Of ons sit en of ons opstaan, U weet dit. Daar's nog nie 'n woord op ons tong nie, of U, Here, weet reeds wat dit gaan wees. U het ons geskep. U het ons al gesien, Here, diep in die moederskoot toe niemand anders ons nog kon sien nie. U ken ons beter as wat ons onsself ken. U weet wat in ons gemoed aan die gang is. Daarom pleit ons by U, Heer, gee vir ons die genade, die krag en die geloof om te doen wat Elia gedoen het. Om te doen wat U Seun Jesus Christus gedoen het. En dit is om daardie dinge wat ons swaar binne in ons gemoed dra, met U te deel. Dit vir U te gee. Maar Here, help ons ook om te los, om dit te laat gaan, sodat dit nie ons lewe oorneem nie. Help ons dat U liefde en U genade
eerder dit is wat die oorhand oor ons lewens kry, as dit wat hier binne in ons broei. Hou die hand oor ons Heer in die week wat voorlê, en vergewe ons genadiglik ons ongehoorsaamheid. Wees asseblief by ons, Here, want dit is vir ons genoeg. Amen. Na die seëngroet dan sing ons vonk 38, verse 1, 2 en 3 as wegsending. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.